Rachel Fourie en hierdie is My Hart Klop So. Ek is ongelooflik opgewonde om vandag se gas aan julle bekend te stel. Ek dink vir elke persoon daar buite sal julle kan sê dat daar 'n onderwyser was wat al inspraak in jou lewe gehad het en jou gehelp het en gemotiveer het ensovoorts. En ek dink dit is wat meneer Ben vir baie mense is. So baie welkom meneer Ben. Dit is so lekker om jou hier te hê vandag. Hallo Rachel, is lekker om hier so by jou Ek te gaan wees. probeer nie die hele tyd sê meneer nie. Maar baie dankie dat jy kom kuier het op ons bank vandag. So ek gaan begin afskop met die vraag wat ek vir elke gas vra, heel eerste voor ons in, ek dink 'n baie belangrike topik gaan inval vandag en dit is hoe klop jou hart, waarvoor klop jou hart en dan net 'n bietjie uitbrei oor dit. My hart klop vir mense. Dis die eerste ding en ek dink net dis so wyd, ek dink baie mense sal sê maar hou van mense. Maar ek dink iets wat die Here in my hart wakker gemaak het is om mense te sien soos hy hulle sien. Ja. En die oomblik wanneer ons dit begin besef, dan breek jou hart vir ander mense. Maar behalwe dan word iets wakker gemaak om te besef maar die Here het 'n ander plan. En ek dink wat my maak tik in die lewe is as die Here vir my iets wys en jy kan dit deel en jy kan begin besef maar daai iets wat die Here vir jou gewys het, maak iets wakker aan 'n ander persoon. En wat die persoon daarmee maak is hulle verantwoordelikheid. My verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees en te sê. En ek dink dit is so 'n ongelooflike voorreg wat jy kan hê om in 'n verhouding met die Here te kan staan en hy begin vir jou dinge wys oor ander mense en wat hy vir hulle beplan, want ek dink in ons gebroke wêreld en ons is almal skuldig daaraan, hè. Ons sit almal in 'n gebroke wêreld en ons sien nie altyd die Here se planne vir onsself nie, want ons word vasgevang in ons eie omstandighede, ons eie emosies en in onsself eintlik baie keer. Ja. En dit kos iemand anders om te kom sê, maar weet jy wat die Here vir jou beplan? Weet jy hoe kosbaar is jy vir hom? En ek dink ons sê dit te min. So die oomblik wanneer ek die Here beleef en kan sien dit wat hy doen, dan besef ek dis die moeite werd. Ja. En dit maak my opgewonde om te kan sien maar mense begin in dit instap. En ek dink dit is die Here se plan vir elke van ons is dat ons begin onsself en ander mense sien deur sy oë, want dit is baie anders as wat ons onsself sien. Joh, dis 'n baie mooi antwoord. En dis min dat mense sê hulle hou van mense. Mense hou nie eintlik van mense nie. Ek het stilte tyd gehou vir oggend saam met die Here. En dit ek dink baie keer as mens kyk na die mensdom, dit is so brutal, soos die brutality van dit. En mense raak eintlik so kwaad vir die mensdom en dit het my net weer vanoggend weer herinner soos wat jy nou gesê het, as mense kyk soos God hulle sien. Dit is nie altyd maklik nie want mense kyk ons as mense kyk vas aan mense soos op grond van wat hulle gedoen het aan ons, hulle sonde, soos ek weet Robert se ouma het tronkbediening gedoen. So sy het een keer vir my vertel van hoe sy gegaan het in hierdie tronke en dan deel sy die evangelie en dan kom daai mense tot bekering en dan sit soos mensmoordenaars, jy weet, mense wat ander mense skade aangedoen. Dan dink ek, hoe verdien hulle vergifnis? Maar dit is so mooi jy gesê het soos mens moet vir mense kyk soos wat God hulle sien, verstaan met grace en ek was vanoggend so hartseer want dit vir my gevoel vanoggend soos ek het bietjie opgegee op die mensdom, soos wat gaan aan. Ek dink wat vir my die uitdaging is, net dink wanneer ons vasgevang word in ons daaglikse bestaan en in onsself, dan sit ons 'n ander bril op. Maar die oomblik wanneer ons tyd met die Here spandeer, dan sit hy vir ons 'n bril op wat vir ons die genade gee om anders te kyk. Yep. En jy weet hoe Jesus aan die kruis gehang het, toe sê hy, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja. En ek dink dit so baie keer maak mense ons seer en mense offend ons of mense kom ons te na en ons kyk teen die mens vas. Ja. Maar die oomblik wanneer ons vir die Here vra, Here maar hoe sien jy hulle? Dan begin ons sien maar hulle tree se uit as gevolg van seer. En dan begin mens empatie kry en daarom sê die Here bid vir die wat jy vervolg. Ja, amen. Want dit gaan nie oor dat hulle seën ontvang, weet jy, dit gaan daaroor wanneer ek vir iemand bid, verander my hart teenoor hulle. Ja. Dan is my hart vir hulle om by die Here uit te kom en ek dink dit is die ding wat die Here hy so ruk terug toe het hy my uitgedaag om die mense wat my te nakom en waarvoor ek regtig kwaad was op 'n tyd om vir hulle te begin bid. Ja. En toe verander my hart teenoor hulle en dan maak ek my weer kwaad dan moet ek eers weer, dit is nie asof jy dit reg kry elke dag nie, maar dan gaan jy terug en jy realign en dan besef jy, Here, maar dis nodig dat hulle by Jesus uitkom. Ja. En wanneer ons daai begin die gebrokenheid van hulle raak sien, dan begin empatie kry. En dit gee nie altyd verskonings of dit gee nie dis nie 'n verskoning dat hulle die reg dat sulke optree nie.
Maar ek dink dit want dan begin ons besef maar die Here se hart is vir hulle ook. Amen. Ja. Wel, ek wil eintlik nie praat oor vergifnis en al daai tipe goed nie, maar op grond van wat meneer gesê het van om mense te sien vir wie God hulle gemaak het om te wees, dink ek dit val eintlik mooi in die topik waaroor ons bietjie gaan praat en dit is om hierdie ding van ek was ook 'n onderwyseres gewees en ek dink in skool is daar soveel druk wat op kinders geplaas is. Mense hoor baie van jong mense wat selfmoord pleeg, depressief is. Toe ek by Girls High School gegee, daar was so baie van daai kindertjies wat soos regtig gesukkel het met suicidal thoughts, depressie, hierdie druk van presteer. Ek dankie tog ek raai weer reg. Prestasie, ek moet goed doen akademie, sport, al daai goeie. So ek wil bietjie met meneer bietjie gesels oor hierdie druk wat jong mense van vandag voel om te presteer, dat hulle waarde aan dit koppel. So die eerste vraag wat ek vir meneer wil vra, ek gaan sommer hierso begin is hoe lyk hierdie druk vir meneer in vandag se skole? En waar dink meneer kom dit vandaan? Hoekom voel kinders hierdie druk in skole vandag? Dit is interessant dat jy die vraag vra want ek dink dis reg soos 'n ding wat die Here vir my kom openbaar die laaste 3 weke. En ons het gepraat voor die tyd nie en dit is my eintlik ongelooflik dink ek soos die Heilige Gees het regtig sy timing is altyd perfek. Dis 'n onnatuurlike druk wat kinders wil ervaar. En die hartseer is dit stop nie by die kinders nie, want dit gaan deur na die ouers, dit gaan deur na die onderwysers toe in die hele stelsel. So ek dink ons het onbewuslik 'n stelsel geskep wat ons gedink het Bybels is. Want jy moet die beste, jy moet jou talente ontwikkel, die beste vermoë, maar as ons mooi gaan kyk, dit is glad nie Bybels nie. Want wat was die Here se hart? Waar moet ons waarde vind? Ja. Nie in dit wat ek kan doen nie in dit wat ek goed is nie, maar in dit wat hy gedoen het. So ons waarde begin by dis wat Christus vir my gedoen het. Hy het vir my die volle prys betaal. Net so groot prys is vir al die ander. En daarom kan ek iets doen na die beste van my vermoë. Nie omdat ek die talent het nie, maar omdat hy reeds vir my die prys betaal het, dan kan ek daar volgens en daar's my identiteit. Is dat hy het dit klaar en ek dink ons het 'n kultuur geskep. Ons hele identiteit hang af van wat ek kan doen en wat ek nie kan doen nie. Sure. En ons Afrikaanse kultuur het ongelukkig dit heeltemal uit daarop gery. So wanneer ek goed is in iets, dan is ek goed genoeg. Maar die hartseer is altyd iemand wat gaan beter wees as jy. So ek is goed genoeg vir 'n oomblik, maar ek kan altyd nog beter. En dit is die leuen wat ons glo. Sure. En ons word daarmee groot gemaak. En ons weet jy wat die Here van gewys is, dit is 'n ding wat saam met godsdienstigheid. En godsdienstigheid praat ek van dit is wanneer ek rituele doen en tradisies het en ek dink dit gaan my saligheid bring. So dit as ek van godsdienstigheid praat is religion. Ja. En dit is nie 'n goeie konnotasie nie. Dit is die Here verwag 'n verhouding, nie rituele nie. So en godsdienstigheid sê dieselfde. Is wanneer ek goeders doen, dan het ek waarde en dan is ek aanvaarbaar vir die Here. En ek gaan nooit genoeg gaan doen nie want ek doen soveel ander dinge wat nie reg is nie. So ek moet heeltyd meer en meer doen. So dis 'n reisies wat ek nie kan wen nie. Ja. En dit is wat prestasie ook is. So wanneer ons prestasie gedrewe is dit soos godsdiens. En dit loop oor in altyd want daai prestasie gedrewendheid loop oor in ons verhoudings met mense. Dit loop oor in ons huwelike, dit loop oor in ons verhoudings met ons kinders en dit loop oor in ons verhouding met die Here, nê? Want ons word gebreinspoel hoe meer ek Bybel lees, hoe meer ek bid, hoe beter verhouding met die Here, hoe meer beter dinge ek doen, hoe minder ek sonde doen, hoe beter is my verhouding met die Here. Ja. Wat nie die waarheid is nie. Ek lees Bybel en ek bid soveel as wat ek kan want ek het 'n verhouding met die Here want ek kom met hom praat en hoor wat hy sê. So ek doen nie al hierdie dinge want dit vorm my identiteit nie. Ek doen ek lees Bybel want dit bou my verhouding met die Here. Maar ons het dit laat oorloop in ons verhouding met die Here. Sure. En ons leer ons kinders ook so. En dit is so hartseer dat ons almal in hierdie stelsel is en ons het gewoond geraak daaraan. Ek kan eintlik so 'n bietjie met dit relate want ek het op skool ook hierdie druk, soos my fout wat ek gemaak het in my verhouding met God. Ek het ook heeltyd gedink ek moet werk vir sy goedkeuring.
ek moet werk, ek moet harder die hele tyd die regte ding doen, beter en mens moenie hoor wat ek nie sê nie, maar soos jy's daai ding het ek nooit God se genade verstaan nie. Ek het nie die prys wat hy betaal het aan die kruis regtig verstaan dat ek kan instap in die victory en daai gedink die hele tyd gevoel dis my dade, alles wat ek doen. Dit het so baie druk veroorsaak dat my môre net op 'n stadium vir my gedink het as ek net gefaal het dan is ek down in the dumps. Dit was my verskriklik geweest op skool. Veral die hele tyd die druk van om die regte ding te doen. Ja. Want dit gaan juist oor verdienste. Ons word nie uit verdienste uit gered nie. Ja. En ek dink dit is presies dieselfde prestasie. So ek dink dit is die probleem wat eintlik ons sit en ons het 'n kultuur geskep van jy moet presteer om waarde te hê. Ja. En waar stop dit? En dit gaan oor enig in ons werk, en daar's altyd iemand wat gaan beter is as jy in jou werk. Maak nie saak wat nie, dan gaan altyd iemand wat beter is. En as ons mooi gaan terugkyk in die Bybel, so as ons nou gaan vergelyk Moses, wat was Moses se roeping? Om 'n hele volk te lei. Ja. Noag moes 'n ark bou vir sy gesin. Wie was die belangrikste dan van hulle? Wie was dan want elkeen het sy roeping gedoen. Ja. En dieselfde as ons gaan kyk persoon as jy nou vir Rut, al wat sy moes doen, sy moes Boas trou en sy moes Naomi volg. So het sy ooit mense uitgelei, maar tog was haar roeping om deel te wees van die familielyn van Jesus. Ja. En Rahab moes die spioene red. Maar dis twee, die een was 'n dapper werk en die ander een was eintlik was net gehoorsaam. En ons het geleer vir ons kinders maar hierdie een is meer werd en daai is meer werd en en ek dink ons moet terugkom by wat is jou roeping en as ek my roeping leef, dan is ek suksesvol en dan maak prestasie nie saak nie, want hoe meet jy prestasie met dit? Jo. En sy meneer sê soos druk wat kinders vandag ervaar is bietjie anders as wat jy op skool was of ek dink so, ek dink dit raak dit is soos 'n siklus wat al hoe erger word. En ek dink dit hoe meer mense vasgevang word in leen, hoe erger word dit. Nee. So ek dink in my tyd was dit verseker ook daar want jy het ook minder waarde gevoel die oomblik as jy nie kan presteer soos die ander nie. Of nie so goed is in rugby of wat ook al of akademie dan het jy ook dis maar 'n ding wat kom van alle tye nog. En maar ek dink die intensiteit daarvan is verskriklik nou. So ek dink ons kinders beleef ongelooflike druk en ek dink sosiale media maak dit erger. Ja. Want wat doen mense op sosiale media? Jy weet dit wys dit wat mooi en reg en goed is. Nie dit waar ek tekort skiet nie. En dis waarom ek meet my aan wat ander mense sê. Dis die standaard en dis tot waar ek moet opleef. Waar dink jy begin kinders die boodskap kry dat hulle moet presteer om aanvaar te word? Soos waar kom hierdie ding vandaan? Weet jy wat ek dink het gebeur in ons huise? Okay. Want ek dink nogal ons ouers, ek dink dit ons self, ek is 'n ouer en ek dink ons self moet baie keer wanneer ek my kleintjies sê, maar doen hierdie dinge dan as ek 'n dogtertjie het of ek het 'n dogtertjie, sorry. Ek het 3 dogtertjies en ek dink onbewuslik begin jy 'n beloningssisteem. Okay. En nou verstaan doen dit en dan gee ek vir jou dit. En wat leer dit vir 'n kind is eintlik as ek iets reg doen, dan kry ek iets. As ek iets nie reg doen nie, dan kry ek nie iets nie. So ek dink dit is 'n onbewuslike ding wat ons begin het op baie klein al. En dit word aangehits want nou kom ek in die laerskool. Graad 2, 3 het die ewe skielike top 10. Nou iemand wat is in Januarie gebore, as iemand anders is Desember. Nou is hulle klaar 'n jaar ouer. En dan as jy 7 jaar oud is, is 'n jaar verskriklik. So nou hoe gaan 'n kind wat 'n jaar jonger is eintlik presteer teenoor die ander wat 'n jaar en nou dadelik jy's maar ek is nie ek is nie so goed soos daai ene nie. So onbewuslik het dit in al ons stelsels het dit eintlik maar ingekruip en ek dink dit het op so jongs al begin en ons is nie bewus daarvan nie. En dis die ding van die oomblik wanneer die Here leen kom wys, dan begin mens besef maar hoe lank terug het daai leen al kom grondves in my of kom huisves of 'n plek gekry. En dit gaan ek baie lank terug en ek dink die Here moet begin by ons elkeen om kom toe huis, maar waar het daai ding van ek moet dit verdien? Waar het al begin en dan moet dit kom uithaal want as ons nie dit uithaal by onsself nie, dan gaan dit onbewuslik oorgedra word na ander mense toe ook. Nee, dis 'n goeie antwoord. En hoe dink jy beïnvloed ons het 'n bietjie geraak nou aan sosiale media. Jy het gesê jy dink dit is wat dit so bietjie vererger het nou vir die kinders. So hoe dink jy beïnvloed sosiale media kinders se gevoel van hul waarde? Ek dink dit sosiale media maak dat kinders gaan voel hulle is nooit goed genoeg nie. Want dit wat hy ervaar by die skool of by die huis word bevestig op sosiale media. En dit is die hardste deel van alles is die duiwel weet presies waar is jou swakpunt en wat kom bevestig hy? Presies dit wat jy voel nie goed genoeg is nie. So die oomblik wanneer ek selfbewus is oor my akademie, wat gaan ek sien? Almal wat goed doen. Ja.
wanneer 'n meisie self is oor haar gewig. Dan sien jy net al die mooi Presies. Verstaan en ongelukkig kom dit op sosiale media presies dit wat jy vulnerable is en dit is wat die duiwel ook doen. Hy kom val presies aan dit waar hy weet waar jy swak is. Wat vir my 'n groot ding is, wat die Here vir my kom wys, dit is in elkeen van ons is daar leuns. En soos wat ons op 'n reis is waar die Here kom en die Here en hy wys vir ons maar daai is die leuen en dis omtrent die waarheid omtrent dit. En ek dink die Satan se missie is om die leuns te kom bevestig. Die Here se missie is om die leuen te kom uithaal en te kom vervang met die waarheid. En ek dink daar's te min waarheid op sosiale media. En selfs daar's goeie ding wat mense dink wat goed is, maar wat eintlik nie die volle waarheid is nie. En volle waarheid is net so goed soos 'n leuen. Ja. Ons het 'n leuen wat ons glo van die waarheid maak seer, die waarheid maak nie seer nie. Die waarheid maak vry, partykeer is dit net seer om te hoor. Ja, dis goed. En wat sal jy as 'n onderwyser jy in die skool nou sal want ek dink baie tieners sukkel om die leuen en die waarheid van mekaar te onderskei. Watter tipe raad gee vir kinders wat sukkel met wanneer is dit 'n leuen, wanneer is dit die waarheid om hulle bietjie te help met hierdie ding van vergelyking en hulle waarheid te koppel aan wat hulle sien op sosiale media ensovoorts. Die grootste uitdaging ons mense dink die leuen en die waarheid is teenoorgestel vir mekaar. Maar die leuen is net 'n verdraaiing van die waarheid. So dit is so naby mekaar. Ek het 'n pen in my hand en ek mag nie een hê nie. Sorry. Dit was baie goed gesê. Maar en die ding is die leuen en die waarheid is so naby verband en dit is hoekom ons val vir die leuen want ons dink dit is die waarheid. En al hoe mense leuen kan identifiseer is dat die Here vir jou kom wys. Ja. Want ons hoor so baie goed oor die waarheid. Jy lees die woord maar wanneer het daai woord, wanneer die woord 'n effek? Wanneer ek hom lees en sê Here, maar wat van dit is nie in lyn met wat van my lewe is nie in lyn met die woord nie. So ek moet dit kies om my eie te maak want ek kan soveel waarheid hoor as wat ek wil, maar as ek nie gaan kies en sê Here, maar kom wys uit wat sy leer nie, dan gaan ek nooit verander nie. Ja, en ek het al agtergekom met tieners en jong kinders. Ek dink hulle sukkel om die woord van God te lees en te verstaan. Want weet jy hoeveel mense of tieners het al vir my kom vra soos, hoe kan ek my Bybel begin lees? Dit is so. Dis 'n vraag wat my so baie kry want ons verleer om te lees. Ja. En ek dink ons verstaan nie en ek dink in my reis die grootste deurbraak was ooit toe ek die Heilige Gees leer ken het. Ja. Want as mens nie die Heilige Gees leer ken nie, dan het jy nie honger vir die woord nie, want hy is die een wat die honger ons kom wakker maak en hy is die een wat die waarheid openbaar en hy is die een wat kom sê hier is die waarheid, hier is nie waarheid nie. So jy het gevra, hoe gaan iemand onderskei tussen die waarheid en die leuen? Mens toets dit aan die woord. Ja. Want elke liewe waarheid gaan bevestig word en elke leuen gaan uitgewys word. Maar die vraag is meer oor, is ek waarlik oop om te hoor wat se waarheid? Ja, dit is so. En want ek dink baie keer hou ons vas aan 'n leuen en is gemaklik en ons is nie bewus dis 'n leuen nie. Bewus daarvan dat dit 'n leuen is nie. So wanneer ons vir die Here kom sê Here, maar kom wys my wat 'n leuen, dan kom hy wys dit, maar hy doen dit so op 'n genadige wyse wat genadig hy's gracious. Hy kom en sê dit en dit is verkeerd nie. Hy kom sê, "Oor my kind, maar ek wil nie dit vir jou hê nie. Hier is wat ek eerder vir jou wil hê. Hier is nie hoe jy jouself moet sien nie, dit is hoe jy jouself sien." So hy kom wys vir ons die leuen deur vir ons die waarheid te openbaar omtrent dit. Ja. En dan is wanneer ons vrykom. Ja, nee, dis goed. Okay, so nou gaan ons 'n bietjie aangaan na bietjie dieper in die druk van prestasie. Ek wil by jou hoor, soos hoekom dink jy raak kinders so maklik vasgevang in die idee dat hulle net so goed is soos hulle laaste toets of hulle laaste wedstryd? Maak dit sin wat ek Dit is heeltemal dit is ek dink ons het al so gebreinspoel. Ek dink die wêreld en ons almal is skuldig daaraan, ons het hulle daaraan gebreinspoel, want wat sê ons vir 'n kind? Pragtig, dit is mooi, jy het goed gedoen. Wow. En dit is reg so, mens moet, maar wat van daai kind wat die beste doen wat hulle kan en is 'n 40? Ja. My jongste dogtertjie Down syndroom. En wat vir my die grootste uitdaging aan die begin of die konfronterende ding is vir haar om 'n mylpaal te bereik, moet sy 3 keer harder werk as enige ander kind. Maak dit haar prestasie minder werd as iemand anders se. En hoe sien die Here dit? Hoe sien die Here dit hoe sy hard werk om net dieselfde of die helfte te kan doen wat haar sissies doen? En dis die Here ons ook sien. Hy weet en dinge is baie keer het ons 'n talent of het ons 'n gawe. Maar die lewe gebeur. En die Here weet maar hoeveel oorloë moes hy veg om hierdie een toetsie te kon skryf. En dan is ons ontevrede oor 'n 60. Maar ek het nooit gaan kyk maar al die oorloë wat ek moes veg voor die tyd nie. En die wêreld sien dit nie raak nie. Want ons is so
bang om ons kwesbare kant te wys en te sê, jy maak dit en dit oor. Maar baie keer moet ons gaan terugkyk en sê, maar waardeur moes ek gaan net om hierdie te bereik? En is dit goed genoeg? Ja, dit is goed genoeg as ek my beste gegee het. Ek dink die grootste uitdaging is ons sien die wêreld deur die wêreld se bril. En ons word vasgevang in dit. Die oomblik wanneer ons die Here se bril en hoe hy na die wêreld kyk, wanneer ons dan begin kyk, dan begin ons sien wat het waarde en wat nie. En wat's belangrik en wat's nie en ook wat is die waarde van prestasie en wat nie. En ek dink dit is so met ons elkeen, want ons elkeen het 'n ander roeping. En wanneer ek my roeping begin meet en myself begin meet aan ander, dan gaan ek altyd tekort skiet. Ja. En ek dink dis wat ek geleer het uit ons 3 verdogtertjies wat elkeen verskil. Hulle is uiteenlopend, hulle verskillende talente, verskillende gawes. Ja. En wanneer ek hulle gaan vergelyk, gaan hulle nooit op dieselfde vlak wees nie. Maak dit een meer belangrik as die ander glad nie. Maak die een se roeping minderwaardig as die ander een glad nie. En ek dink dit is die hele ding is ons kyk na mekaar en kyk na die wêreld deur die wêreld se bril. En die Here verwag van ons om te kyk na prestasie, na hoe ek dinge hanteer, hoe ek dinge benader. Die Here verwag dat ons moet kyk deur sy oë. En hoe sou jy sê lyk dit deur prestasie deur sy oë? Wat is prestasie vir hom? Prestasie is irrelevant. Ek dink regtig prestasie is irrelevant. Want wat is vir hom sukses? Sukses is wanneer ons kies om sy wil te doen. Ja. Wanneer ons kies om sy roeping uit te leef vir ons lewe, wanneer ons gehoorsaam is. En daaruit is vrug. Maar ek dink nie vrug is reg prestasie nie. So. Dis is liefde, geduld. Presies. En prestasie is iets wat jy kan sê pragtig 10 uit 10. Ja. En ek dink prestasie is nie iets wat die Here hy meet nie waarde daar nie. En dit is van pragtig, jy het net mooi gedoen, maar ek dink ons moet terug gaan na 'n plek toe wat ons sê, okay, maar my roeping lyk anders te. En ek leef leef well dit. done my good and faithful servant. Presies. En ek dink die prestasie is vir hom irrelevant. En ek dink dit is ons het waardigheid en goed wat nie waarde het nie. Ja. In die koninkryk in die groot prentjie van ewigheid. Ja. Jy het nou gepraat ook baie van roeping. Ek het ook al agtergekom, ek weet nie of jy het in skool geneem, maar soos jong mense sukkel om hulle roeping vas te pen. Het jy enige raad rondom roeping? Ek het juis vanoggend daar gepraat en waar begin roeping? Wanneer ek die een wat my roep ken. So ek gaan nooit weet wat my roeping is voor ek die verhouding met die Here het nie. En ek kan nie gehoorsaam wees as ek nie hoor nie. Ja. So ek dink dit ons moet roepingsgedrewe lewe, maar waar begin het ek met 'n verhouding met die Here begin? Jo, dis So niemand gaan in 'n roeping ooit kan instap as ek nie in 'n verhouding met die Here is nie. En niemand kan gehoorsaam wees as hy nie gaan sit en hoor nie. So dit begin by ek moet 'n verhouding met die Here hê sodat ek kan gehoorsaam wees om my roeping te volg. En my roeping kom uit my identiteit en my waarde wat die Here vir my gee en sy plan vir my. Ja. Maar ek kan nie as ek nie die maker ken nie, hoe kan ek weet wat sy plan is? Jy praat baie oor identiteit. So in die skool as onderwyser, soos waarin of het jy al agtergekom soos waarin sit kinders hulle identiteit en watter raad gee vir hulle om dan hulle identiteit in Christus te gaan vaspen? Daar's so wys prakties, maar ek dink die eerlike ding sê ek dink dis net kinders nie. Okay. Ek dink ouers, onderwysers, deur die bank ons almal vind ons identiteit in alles anders te behalwe waar ons moet. Totdat die Here kom en wys oor die somme jou identiteit en dis 'n ding wat ons daagliks van die Here sê kom vernuwe jou gedagtes, nê, dat hy ons gedagtes vernuwe en dis 'n ding wat daagliks moet gebeur. So die oomblik wanneer ek nie by die Here uitkom nie, dan begin my identiteit dryf. En so kinders vind hulle identiteit in prestasie en die lek van die tekort van prestasie. Hulle vind hulle in vriende, hulle vind dit in enige iets denkbaar wat nie die waarheid is nie. En ek dink ons almal kan mooi gaan kyk waarvan vind ons vind dit in erkenning, ons vind dit in ons vriende, ons vind dit in ons verhoudings, ons vind dit in ons huwelik, ons vind dit in ons kinders, ons vind dit selfs in ons godsdienste, in of ons kerk of in alles. En ek dink die Here moet ons regtig kom wys maar wat is die core, wat is die diepste deel van jou identiteit is sy kind. Ja. En daar begin ons by sy kind begin ons identiteit. En ek dink waar dit begin is ek moet by die Here uitkom en sê Here, maar wie is ek? En ek dink voor dit moet ek eintlik vra wie is die Here? So. Want as ek nie hom ken nie, gaan ek nooit myself by uitkom nie.
So dit is eintlik so dieper en ons kan teruggaan en ek dink ons almal deur die bank maak nie saak hoe lank ons gered is of in 'n verhouding met die Here staan nie. Dis 'n daaglikse stryd want die aanslag teen ons lewe is groot en hoe doen nie Satan dit, hoe doen nie vyand dit? Deur ons identiteit te steel, want as ons identiteit het, dan vat ons roeping en ons plan weg. Ja. En as ek my identiteit heeltyd vind in ander dinge en as ek terugkyk in my lewe dan ek het my identiteit begin vind om goeie dinge te doen. Wanneer hou mense van jou? Jy's 'n nice mens. En jy doen so verstaan jy doen nice en mense hou van jou en hulle vertrou jou en dan raak dit jou identiteit. En dan wat doen jy dan begin jy mense bou om jouself en verstaan jy dink dis jy en toe die Here so mooi kom wys wanneer mense op jou bou of wanneer jy dink is jou identiteit om die goeie dinge te doen of dit dan daai is 'n kaarthuise wat ook val. Dit is waar. En ek kan nie mense om myself bou nie want ek gaan val eendag tyd. Ek gaan elke dag maak ek foute en iewers gaan ek mense te nakom en dan vang hulle verhouding met die Here want hulle verhouding was deur my gebou. So ons verantwoordelikheid is om hulle op Christus te bou, dat Christus te wys en te herinner dis hy wat dit doen. En ons identiteit is nie in wat ek doen nie, want ons het weer verdienste. Dis in wie ek is en wat hy klaar gedoen het. En ek dink ons moet onsself herinner daagliks want dis 'n ding wat ons daagliks konfronteer moet word. Ja, ewen ek wat met die podcast en al die goeders, ek moet gereeld my hart en dan bid ek Dawid se gebed dat sê Here deurgrond my hart, soos ek wil hê verstaan dit moet altyd in lyn wees met wat God wil. Ek wil dit moenie in plek wees net om my nou laat beter te voel, lekker te laat voel en kyk wat mooi doen ek nie. Mense wil hê dit moet jy weet regtig soos ek kan net hierdie doen vir God en hy kan dit net laat groei. Ek kan nie. Dit is absoluut in sy hande. As dit sin maak wat ek sê. Dit is heeltemal want hulle het daai tyd vir my. Dit was 'n groot ding gewees met my sosiale media wat so gegroei het. Dan hulle het my uitgehaal op die reunie episode nog van die program. En toe het hulle my gevra soos het ek dit reg gekry en ek het regtig nie 'n antwoord gehad want ek het niks spesiaals of niks ouliks gedoen om dit te kan laat groei nie. En toe die Here vir my kom wys soos alles wat mens vir God gee, soos al wat hy met dit kan doen is hy kan dit net meer maak. Dit is so. So ek probeer altyd my hart soos ook op 'n plek is van okay Here, u gee dit vir my, maar gee dit altyd net terug. Hier is dit vir u terug. Hier is dit vir u terug. En so kan ek net sien die vrug en die mooiheid van dit. Maar sodra ek dit vat en ek probeer dit my eie maak, dan misluk ek en dit vou en dit werk nie want dan voel ek is nie goed genoeg nie of ek kom kort, maar dis omdat ek dit uit my eie vermoëns uit probeer doen het. So dit is wat altyd vir my so lekker is om net ook te weet, verstaan as mens ek het ook so dinge presies wat jy gesê het met die kinders gehad. Ek wou nie girls high gelos het en die kinders het hulle geloof en alles op my gebou nie. Soos ek het vir hulle baie keer het ek hulle vir my net bietjie gelos vir 'n oomblik dat hulle net eerder na die Here toe eers moet hardloop as wat hulle na my advies toe moet hardloop. Sodat hulle nie hulle geloof en hulle verhouding bou op my nie, want as ek by skool moet soos weggaan, dan gaan dit platval. En mense wil dit nie doen nie. En daar was 'n mentor, 'n meneer in my lewe wat gesê het, soos jy wil nie iets bou op jou nie, want as jy gaan mense teleurstel, jy gaan kort kom. Maar as jy dit gee vir hulle die waarheid, as hulle dit bou op God en leer hulle bid om te fight die regte manier, dan gaan jy eers sien soos hoe hulle dan self, soos ons kan nie mense red nie. Verstaan, mense kan net hulle lief hê. Only the goodness of God can bring them to repentance. En as mens hulle net kan, mens kan hulle wel bewapen, as dit sin maak wat ek sê. En dis wat ek altyd vir my kindertjies wil doen, om hulle te leer in die woord, staan op hierdie waarheid. Hierdie is belangrik. Dan kan mens sien, soos as mens dan weggaan, dan kry mens boodskappe so sê, juffrou, hierdie oomblik, hier is wat ek gedoen, hier is wat juffrou gesê daai een keer, maar hier is wat die Here kom doen het. En dit is altyd 'n lekker gevoel. Dit is presies, en die oomblik wanneer mense jou raak sien, dan mis hulle vir Jesus. Ja. Ek dink die hele ding is mense, hulle moet Jesus in jou sien of deur jou sien, maar op die eind as ons nie ons lewe of dit wat ons doen nie Jesus groot maak nie, maar ons groot maak, dan mis ons die punt, ons sal geen vrug nie. En ek dink dit is wat ek al gesien is, die oomblik wanneer ek die nutteloosste gevoel het of die gevoel het die mees vulnerableste of kwesbaarste, die Afrikaans, of gevoel het ek is regtig nie moet te werd nie. Maar ek het nog steeds deurgedruk met wat die Here besig is, dan was daar vrug. Ja. Want dan was dit nie ek nie, want ek gepraat het 'n plek van ek weet dit of ek het dit ervaar. Want dit is so baie nie, want moenie worry nie, ek was al daar. Ek het al gehoor en ek dink so baie keer het ons hierdie outomatiese Christenies wat ons praat, dis 'n antwoord vir alles en baie keer wil die Here sê bly stil en luister. Ja. Ek dink ons het hierdie resepteboek wat ons altyd volg. Hierdie probleem doen ons dit of daai mense kom en baie keer wil die Here net hê ons moet luister of baie keer wil hy ons van die raad gee of baie keer en ons is so ons het 'n autoplay. Ons Christene se autoplay doen hierdie ding, dis die boodskap. En mense is al 'n bietjie moeg vir ons autoplay. Dit is so en baie keer in die Here hy het met ons elkeen 'n unieke verhouding en met elkeen 'n ander situasie en dit kos dat ons
stil bly luister en sê dit gaan nie oor my nie. Ja, nee. Dit gaan oor hom, dan gebeur dinge en dan is daar vrug. Ja, nee, dis goed. So ons moet eintlik nou weer terugkom op hierdie Ja, dit was topic, wonderbaar. sorry. Ek wil gou vandag vir jou vra, ek wil bietjie praat oor perfeksionisme. So sien jy baie keer hierdie ding van perfeksionisme rondom kinders as om perfek te wees. Soos is dit ietsie wat Mense noem dit performance anxiety. okay. Dis 'n erkende sielkundige afwyking, né? Dis performance anxiety, maar ek dink daar's soos dit is so volop so ek ken veral die kinders wat perform. En wat se hele identiteit afhang van elke toets, van die sport, van die van hulle sosiale status of van of ek hoofseun of meisies en ongelukkig is dit ons wat dit aan hulle hang. So en jy kry dit ongelooflik baie onder die hoofseun hoof meisie, die top 10. Dit is 'n ding, hulle hele identiteit hang aan dit. En die oomblik wanneer ek nie presteer nie, dan val my hele wêreld in mekaar want dit is my waarde. Sure. En maar die Here moet met elkeen individueel werk daar want dit is nie ek kan nie vir jou deur goed werk nie. Jy moet self en ek dink dis wanneer die Here kom openbaar kom maak ons vry en sê maar my waarde is nie my prestasie nie, maar dit is baie maklik om te sê as ek presteer, nê? Ja. Want dit is baie maklik om uit 'n plek te kom, okay, maar ek presteer nou en dis my waarde en dit vat 'n plek waar ek nie presteer nie, waar ek gebroken is wat ek besef, maar ek het onbewuslik my waarde daarin gesit. Ja, En ongelukkig en dit is met ons almal so, as die oomblik wanneer ons in 'n plek gekom het waar die mat onder ons uitgeruk is of dit wat ek nie kry nie wat ek gedink het gaan kry of wanneer dit dan word ek gekonfronteer met my identiteit. Ja, dis En ons almal sit in daai situasie. Ons almal sit in daai situasie van dis maklik om te sê ja, dit het nie 'n effek op my nie totdat ek gekonfronteer word. En ek dink dit performance anxiety, dit is regtig en dit is 'n ding waar dis so 'n groot ding vandag en die meeste van ons is nie bewus daarvan nie. En baie wat daarmee sit is nie en dit is 'n ding van dit gaan nooit genoeg wees nie. Dit gaan nooit genoeg wees nie. Sure. En hoe sê spoel daai perfeksionisme dan oor in jou geloof en jou pad saam met Jesus? Dis presies want dan maak ek een fout en ek hou myself daaroor berisp en tugtig en want ek het iets nie reg gedoen nie. Was nie 'n perfekte Christen nie. En die Here en as ons mooi die woord gaan lees vir Dawid was die Here se hy sê hy's 'n man na my hart en wat het hy gedoen? Hy het 'n man vermoor. Hy het sy vrou gevat en hy het buite die eg het hy as swanger gemaak. En tog die Here sê hy's 'n man na my hart want hoekom? Want hy het besef die Here soek nie perfekte mense nie. Hy soek mense wat gewillig is en mense wat in hul gebrokenheid en terug gaan na hom toe. En ek dink dit is die ding wat ons so min oor praat is ons sit almal ons front voor. Ja, ons gaan sê nie waarmee ons sukkel nie. Ja. En ek dink 'n deel daarvan is te laat om te sê okay, maar ek gaan nie vir almal my vuil wasgoed was nie. Maar ek dink tog ons Christene is so skuldig daaraan want ons gaan vertel nie ons deel nie graag ons eie struggles nie. En so en ons wys nie waar ons kwesbaar is. Alleen ons is eintlik is jou struggle iemand anders se struggle. Presies. En die oomblik wanneer jy begin deel en begin besef vir mense is daar. En dan gebeur die genesing eintlik eers. Dan dis presies. Ja, dit is baie goed. En dan dit het ek nou net so eintlik anders gevra. Ek wil dan by jou soos hoor hoekom dink jy as kinders wel foute maak of nie daai prestasie haal of die goeie wiskundepunt het nie. Soos hoekom dink jy sukkel kinders dan om soos hulle self te vergewe? Maak die vraag sin wat ek sê. Soos hulle dalk as hulle tekort kom of fout maak of wat ook al dan sukkel hulle om self te vergewe. Ek dink as ons om daai vraag vol of enigiemand eintlik. Ja, ek dink dit gaan nou oor ons sien God as iemand wat net aanvaar wat goed en reg is. Sure. En ons beeld van God is ongelukkig verwronge uit ons godsdienstige agtergrond in die Afrikaner kultuur en menende weer eens ek moet verdien om en ek moet goed genoeg wees en dan sal hy my aanvaar. En dis hoekom mense net terug gaan na Jesus toe en hulle voel alles is goed genoeg, ek het dit en dit gedoen. Maar dit is juist vir Jesus gekom het. Hy het met hulle sit en eet, hy het na hulle toe gaan, hy het met hulle gemeng. Hy het nie gaan sit by die righteous klomp wat gedink het hulle is die fariseërs en hy het by juist gaan sit by die gebrokenes. En ons het dit tuis gebring by mense dat jy moet reg wees voor jy na Jesus toe gaan. Ja. En ek dink dit is die woord daarvan dit is soveel dieper. So ons gaan nie na Jesus toe wanneer ek swak en sleg is nie. Ons gaan wanneer ons nou self het uitgefigure, dan gaan ons terug na Jesus toe. En dieselfde dink ek met ons mensdom is
Ons kan nie onsself vergewe nie, want ek dink ons besef altyd wat die prys wat betaal is nie. Ja. So as ek myself nie vergewe nie, dan sê ek eintlik Jesus se prys is nie goed genoeg nie. Ja. En ek dink dit is die een ding wat ons moet daar uitkry is die Here het gesterf vir elke liewe sonde, vir elke liewe onvolmaaktheid. Maak nie saak hoe groot dit is nie. Het hy gesterf en elkeen is sien hy dieselfde. Of ek moord gepleeg het of afgekyk het, in sy oë sonde. Ek dink ek nou aan dit. Verstaan, dit is dieselfde sonde en omdat ons het dit geklassifiseer. Dit is te groot vir die Here. Ja. En die duiwel is die aanklaer, nê. So hy kom heeltyd en herinner jou wat jy verkeerd gedoen het, wat jy misluk het. En die duiwel is die een wat jou laat skuldig voel. Want die Here werk met skuldgevoel nie. Hy gee vir ons wel die bewustheid van wat reg en verkeerd, maar wie is die een wat ons laat skuldig voel? Is die Satan. Die Here kom en sê, ja, jy het verkeerd gemaak, maar dis ek bely dit en kom vry. Ons het so 'n ding nou gekyk van Louis Giglio wat gepraat het van don't give the enemy a seat at your table. Dan praat hy van conviction and condemnation. Soos God, die Heilige Gees bring conviction, om te repent, terug te draai en weer op die pad te kom, maar daai condemnation is daai van ek verdien nie daai genade nie. Hy weerhou jou dan om daai verhouding, maak dit sin wat ek sê, dan saam met God te sit. So ek dink baie mense sukkel, hulle condemn hulle self die hele tyd. In plaas daarvan om te sê, okay, weet jy wat? Conviction, dalk nou oor 'n punt ek het dalk nie hard geleer nie om nie eerder nie jouself te condemn oor, dis nou my waarde hier. Dis nou ek probeer nou 'n simpel voorbeeld gebruik. Wanneer jy dink van okay, volgende keer gaan ek harder leer en jy staan op en jy gaan weer aan en nie ek dink ons gee way te veel krag vir die duiwel om, jy weet, hy's mos net 'n illusionist en hy kom en hy is die father of lies, mense so kan staan. Dink mense skep te veel ruimte vir hom om in ons lewe te kom steel en die hele tyd ons te hou aan. Ek het so 'n ding ook eendag gelees wat hulle sê as jy nie 'n volgeling van Christus is nie, dan weerhou die duiwel jou van die waarheid uit. Maar as jy in Jesus is en jy het al jou hart vir hom gegee, herinner jou altyd aan wie jy was, soos aan jou verlede. Soos dit is soos kind of sy taktieke. En ek dink dit is jy so dink soos jy's 'n new creation, verstaan? Jy moet jouself herinner wie jy is in Jesus en nie daai condemnation die hele tyd so te vat nie. En so dit is baie ek dink wat die ding is ons word vasgevang in die tydelike. Want ons kort want 'n toetsepunt is 'n tydelike ding. En dit is 'n ding maar wat hoe sien die Here iets? Ja. Hy sien dis 'n reis en die reis is vir hom belangriker as die eindbestemming want die oomblik wanneer ons wedergebore is dan weet ons wat sy eindbestemming. En die karakter wat ons bou in die reis is belangriker as en ons fokus so op die toets is nou of die toets of die punte of dit wat ek misluk het is nou. Maar wat is dit wat ek daai uit leer? En wat is die volharding wat ek leer? En mens leer baie meer deur teleurstelling as sukses. Ja. So as ek net sukses beleef, hoe gaan ek ooit karakter bou? En hoe gaan ek ooit besef wat is waardevol? Maar in ons wêreld het ons gesê jy moet presteer, jy moet heeltyd goed doen. En nêrens in die Bybel as jy ooit gaan kyk en enige van die geloofsvaders nie, het hulle ooit alles reg gedoen. As jy kyk na Moses, hy het getwyfel homself, hy het gehakel. As jy kyk na Dawid wat hy gedoen het, jy weet presies. En elke van hulle het hulle mislukkings gehad en al tekortkominge gehad. En juist daarom was hulle geloofshelde want dit was nie hulle en hulle kwalifikasies nie. Dit was Jesus. En ons vergeet dit, want ons kyk na die goed wat hulle doen. Ons gaan lees nie daai foutjies van hulle raak nie. En dalk moet ons onsself 'n bietjie kyk en sê, Here, maar hier's my failures, my foute en dit met tekortkominge, ja. Maar hier's wat die Here doen ten spyte van dit. So watter tipe gesprekke dink jy moet ouers gereeld hê met hulle kinders as dit kom by hulle geloof, hulle identiteit? Ek dink altyd, weet jy as jy uitdaging van raad, is baie keer jy ontvang raad van mense van wat nie waarvan jy nie vra nie. En ek dink my vrou se beleid was altyd gewees, as ons wil raad hê, gaan ons kyk na iemand se kinders en ons gaan vir hulle raad vra. Want die vrug is want jy sien die vrug. Ja. En dan besef jy daai mense doen iets reg. Okay, so hulle vra die kinders, nie die ouers. Nee, ek kyk na hulle kinders. Verstaan, so as ek kyk na iemand se kinders, dan dink ek maar daai ouers doen iets reg as ek kyk en die vrug kyk na hul kinders. Ja. En dan gaan vra jy. En dan en dit is nogal ongelooflik as jy gaan kyk na daai mense se verhouding met die Here, want dit spoel oor na kinders. Ja. En ek dink nou as 'n gesprek, ek dink die grootste ding is en elke ouer moet gaan vra, ek dink die eerste ding is jy moet gaan vra vir die Here, wat is jou kind se roeping? Dat die Here vir jou begin wys en dan kan jy daaroor definitief begin bid.
Ja. En dan kan jy met hulle begin gesprek voer daaroor sê maar ja, die Here het dit vir jou gewys en die Here wys dit en dit begin aanmoedig want as ons nie dit gaan wakker maak wie gaan. So toe my vrou swanger was met ons al drie ons dogters, het sy vir die Here gevra om my eenval prentjie wys oor elkeen. En hy het vir haar gewys oor elkeen iets en was nogal interessant met hulle baba toe het mense profetiese woord gegee en was eintlik in lyn met wat die Here vir hulle gewys het. So. En later toe die Here kom wys maar wat hulle roeping en ek dink daar's 'n roeping vir 'n kind elke seisoen. En dis alles so in lyn en die Here kom bevestig dit. So ek dink die onus is op ons ouers om eers te hoor by die Here maar wat is my as ouers se roeping? Wat is my kind se roeping? En dan in gesprek te kom met hulle dit aan te moedig en dat hulle ook gaan vra Here maar wat is daai roeping want as hulle nie 'n verhouding met die Here het, jy gaan nooit in die roeping kan stap nie. Ja, ja. En so ek dink dit gaan afhang van elke individuele gesin, maar as ek nou in die gesprek gaan hê oor wat is my roeping as ouer en wat is my roeping as kind, want 'n kind moet ook verstaan maar ek het as ouer het 'n roeping te opsig van hulle kinders maar ook buitentoe. So ek dink as ons daai gesprek begin hê, dan gaan kinders begin verstaan maar dis hoekom pappa so baie met by die werk is en met die kinders praat of mamma ook moet werk want sy het 'n roeping met ander mense ook. En ek dink dis die ding dat ons kan begrip hê vir mekaar se roepings, maar die kinders kan begin hoor maar ek funksioneer uit 'n plek van ek het 'n roeping. Ja, ja. En hoe kan ouers hulle kinders aanmoedig sonder dat dit klink asof hulle liefde moet verdien? So jy het nou gepraat soos van 'n beloningssisteem. Soos hoe sal jy dit anders te benader dat hulle nie dalk moet dink as jy iets doen dan kry jy 'n beloning nie, soos hoe sal jy dit hanteer? Dit is 'n moeilike vraag. Nee, dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink wat konfronterend is van 'n vraag is ek dink nee, as mens 'n antwoord gee baie keer in jou lewe het jy nog nie als toegepas nie. So dit is baie maklik om 'n antwoord te gee, maar om dit prakties in jou lewe toe te pas is die uitdaging. En ek dink ongelukkig het ons almal 'n kant wat jy altyd default. So nou moet ek by myself gaan dink, maar hoe doen ek my kinders en doen ek regtig alles reg met my kinders en glad nie. Ek doen nie reg nie. Maar ek dink die groot ding is om 'n kind se waarde te laat besef ondanks enige prestasie. Ja, ja. En is moeilik want omdat dit 'n prestasiegedrewe stelsel is. So nou is die een kind top 10 en die ander nie. So onmiddellik begin hulle mekaar vergelyk. Ja. En woorde is leeg, nê, want ek kan vir my kind sê, "Joe, jy's net so oulik en jy's net so waardevol en jy's net so goed soos sussie wat soveel is op nommer top 10." Maar die wêreld leer anders. So dit gaan meer as net woorde. Ek dink die gesprek is altyd gaan oor hoe ek optree en wat ek sê as ek nie iets sê nie. En wanneer daai kind kwesbaar is, wanneer hulle nie presteer nie, hoe ek dit aanmoedig. En ek dink ons almal val daarin want ons almal default in prestasie. So ek dink ons moet mooi gaan vra vir Here, maar hoe gaan ek dit anders doen as die wêreld en hoe gaan ek dit by my kind tuis bring dat sy waarde nie daarin is nie want en ek dink nie daar's 'n deursnee antwoord vir almal nie. Ja. Daar's nie 'n kits oplossing nie want ons gaan heeltyd default daarin. Maar baie dankie vir jou tyd en ek wil net noem soos ek het net nog mooi goed gehoor van jou. Dis so groot voorreg, Rachel. Ek dink dit as mense het altyd dis altyd so erg as mense sê maar mense hoor net goeie goeders want ek dink dan ek myself maar daar's soveel goeders wat nie ek dink die oomblik as daar vrug is was dit Jesus. Ja, amen. En ek dink die Here wil elkeen gebruik en dis juist gebroke mense wat hy gebruik. So dan kom eer na hom en nie na ons nie. Ja, nee ek weet. Dit is so, maar jy het ja gesê. So. Dit is gehoorsaamheid.